Uit om en by 60 miljoen Suid-Afrikaners is daar gewone mense wat hulle self ernstig besig hou met buitengewone kompetisies. Van duwe en karre tot dans en kostuums word unieke stokperdjies 'n volslaa lewenswyse. Hierdie reeks ontdek 8 verskillende wêrelde en volg mense met merkwaardige talente tot 'n skouspelagtige kompetisie. Die groot vraag is, hoekom is hulle op skou? Stylvolle hare, indrukwekkende gremering, geverfde naels en balrokke. Iets wat ons gewoonlik sal sien by geleenthede soos Mevrou Heelal of 'n matriekafskeid. Maar onder ons neuse is daar ook plek vir die jonger generasie om soos 'n prins of prinses aan te trek en voor 'n gehoor te verskyn. Dit terwyl trotse ouers saam hande klap nadat hulle die klererekeninge moes betaal. Dit is die wonderlike wêreld van 'n skoonheidskompetisie vir kinders. Hallo. Nou is ons twee stom. Hallo, ek is Marine Hensen. Ek woon in Appington. En jy? Hallo, my naam is Carly. Ek is 13 jaar oud en ek woon in Appington. Dis my dogter in my lewe. Wie is ek in jou lewe? My mamma. Nou. Ek neem deel in die Miss Chic pageant in Appington hierdie Vrydag. Dit is net vir my verskriklik lekker om in die skoonheidswêreld in te gaan en dis die juffrouens is so oulik en dis net verskriklik lekker. Dit is baie gemaklik. Ek weet op die loopplank, sy's regtig verstommend. Regtig. Hallo, my naam is Nelita Pereira. Ek is 47 jaar oud en ek woon op Appington. Dit is my dogter Melina. Hallo, my naam is Melina Pereira. Ek is 12 jaar oud en ek neem hierdie jaar deel aan Miss Chic pageant op Appington. Melina was klein toe sy geïnteresseerd raak in pageants. Sy was so 4 jaar oud, toe sê sy vir my mamma, ek wil ook eendag my krone dra en sashes. En toe is gelukkig dat dit is haar kompetisie hier op Appington wat ek haar aangeskryf het. En van daar af het sy net begin deelneem. Sy raak maar 'n bietjie hartseer as dit jy kan maar sê elke keer wen nie. So ja, dan maar jaartjie raak seer en dan praat ons maar net met daar en dan praat ons met daar en dan ja, dan kom sy, dan is sy alright. Ja. Hi, ek is Sinead Christians en hier is my wonderlike seun Hendrik Christians en hy is 8 jaar oud en ons beautiful Caitlin Christians en sy is 11 jaar oud. Hi, en ek is Hendrik Christians en hierdie is die Christians familie van Pofadder. Ons is hier so, want my 2 kinders, my pragtkinders, kom neem deel aan die Miss Chic hier in Appington. Dis Juffrou Dorrit se skool se eindjaarfunksie, maar dis ook 'n geleentheid waar ons die kinders hulle talente wys, waar ons hulle kan wys wat hulle kan doen en hoe hulle groei. Die pageant is nie net om te kyk wie die mooiste rok en die mooiste hare nie. Dit is definitief om te kyk hoe hulle selfbeeld opbou, hoe hulle groei om hulle self te adverteer daar buite. Eendag om hulle voor te berei om hulle self te wees in die werksomstandighede.
Goeiedag, ek is Dorette Heinz, ek is van Appington, ek is 38 jaar oud, getroud met 2 pragtige seentjies, ek is 'n traumaberader en ek het 'n afrondingsskool in Appington. Miss en Mr. Shek, dit is 'n pageant, maar ons benader dit bietjie anders rondom, daar's verskillende groepe. Elkeen het hulle titeltjie, elkeen word beloon. Ons moet liefdadigheidsprodukte insamel en borge insamel, want dit help met die dek van die funksie. Dis 'n baie duur funksie om te hou. Maar dit gaan vir my oor, en ek sê dit nou in Engels, upliftment. So ek wil nie heel jaar werk aan hierdie kinders en dan doen ons so 'n kompetisie in ons jaarheinfunksie en een val uit. Dit doen al die afbreek in die wêreld, so hulle kan buite kompetisies doen waar hulle kan verloor. Ons leer hulle hoe om te verloor, maar hier word jy beloon. Jy kry die hele ervaring van 'n pageant, maar jy gaan nie uitval nie. Mama, ek moet nog 'n bietjie oefen met my skoene. Dis reg, my skat. Die modelwêreld is maar vir my in die begin baie vreemd gewees. Verstaan, maar toe ek haar eerste loop, ek dink is by die skou gewees. Ek is nie seker nie. Ja. Mooi is jou toenails by die skoene. Dankie, mamma. Dit is nou naels, dit is toenails, dit is hare, dit is klere, dit is alles. En ek 'n karrie raak, jy moes nou daar opgewonde. Pragtig. Kyk, ons twee lyk ons van shop. O, ja, ons shop. Hoe voel die skoene? Gemaklik? Baie gemaklik. Baie mooi. Dit is baie lekker, die krone, en elke keer as dit 'n groter kroon is, en soos in, wow, okay, dis nou 'n mooi groot kroon. So, hoe groter die kompetisie, hoe groter jou kroon. Die kroontjie is my heel eerste pageant toe ek 4 was en ek die eerste prinses gekom. Ja, mense dink 'n pageant is net, jy gaan op stage en jy gaan nou mooi wees en jy gaan nou stap en hulle gaan jou daaroor beoordeel en daaroor gaan jy wen of verloor. Maar dit is nie so nie, dit is regtig, dit bou hulle selfbeeld en dit leer hulle om te kan kommunikeer met ander mense en dit is nie net vir jy gaan wen nie en daar's nou daarmee heen. Jy, as jy verloor, moet jy vrede maak daarmee en dan werk jy mos nou daaraan. Geniet dit. Thanks, son. Thank you. Thank you, Deborah. Thank you. Thank you. There's also in the photo. Is it in the photo? Can we cheers, do you think? No? Come Okay, by. come by. Jy koop dit. Good job. Enjoy today, guys. Ja, dude, ek weet nie waarvoor ek opgestaan nie hoor. Dit wel nommer 1 is vir my ontsettend mooi gewees om te sien hoe my dogter lekker begin groei in haarself. En in die proses het sy die rol van ouers behoorlik oorgeneem en dit was nie lankie en het boetig besluit, weet jy wat, ek dink dis dit ek ook moet join hoor. En hy het homself verskriklik geniet en wat dit vir my ontsettend oulik maak van hom en hoe sy haarself gedra teenoor hom is die feit dat hulle het hom gediagnoseer met autisme. 'n Ding wat ek nie kon aanvaar het nie hoor. Ek het lank gewag vir die ouetjie. Ek is die pa van 3 dogters. En hier kom hierdie ouetjie en die dokter sê dit vir my en ek nou dit kan nie waar wees nie. Maar toe die kop switch maak. Ja, die mannetjie het my impress om elke hoek kan draai hoor. En toe ek nou sien hoe hy dit begin uitleef en onder leiding van Sissa. It was it's absolutely amazing. Elke finalis kry 'n kroon. Hulle het 'n saak met wen of verloor, hulle soek met hulle kroontjies. So die krone word ingevoer van oral, ons scout in Suid-Afrika, kyk rond, soek. Ek wil graag vir hulle kwaliteit kroontjies gee. Mense besef nie wat se werk so iets is nie, maar ek geniet dit en ek doen dit vir die kinders so. Hallo.
Ek het die sashes gebruik. Baie dankie. Wonderlik. Kan ons hulle gou kyk? Ja, dit is nogal 'n handjievol. Dis baie swaar. My naam is Elspie van Rooyen. Ek is 20 jaar oud en ek is van Appington. Ek sien die swart en die grys is 'n bietjie iets anders as wat ons gewoonlik doen. Ja. Met die sashes. Ek is Dorette se assistent by die modelskool en my doel is om haar te help wanneer sy dalk vasbrand en om haar regterhand te wees. En ek probeer altyd om daar te wees vir soveel as wat ek kan. 10. Ja, Supreme Teen. Dan is dit Supreme Teen Winner. Elsabie, sy floreer. Sy gaan ook drama-berading swat. Sy is klaar enrolled daar waar ek geswat het. Sy is vandag soos my dogter. Die dogter wat ek nooit gehad het nie. Ons is gemaklik met mekaar. Ek vertrou haar met my lewe. Ek kan die ouers is mal oor haar. Ek gooi haar net daarin en sê swem. Is jy reg vir die druk? Ja, ek dink so. Om elke kroon op die kop te kry, elke sash op die regte plek te kry. Pageants dit is lekker, dis uniek, dit is heeltemal 'n ander tipe sport. Dis nie net wie die mooiste is, jy stap daar die mooiste hare, die mooiste lyf nie, dis 'n sport. Daar's tegnieke betrokke. Jy moet oefen voor die tyd, dis onderhoude, dit is 'n groot werk. Dit druk jou heeltemal uit jou gemaksone uit. Ja, en dit maak baie deure oop. So ons het dan nou vandag uit Pofadder gekom. Ons het 11 dae gery. Eerste stop was in by Ballarana en daar is die familie dan ontvang. Net so 'n bietjie hallo sê vir almal. Hi julle. Appington is vir ons 'n groot hartsplek. Dis nie net waar Henry gebore is en waar vriende is nie. Dis regtig die mense wat ons back onteag wat. Die pageant se wees en die regmaak was nie net mamma en pappa nie. Was regtig die community, really the village raised the children. Mevrou. Ag julle. We seen you in a long time, mate. Caitlin is al gediagnoseer met asma van babat van 4 maande af het ons nou gesukkel. En toe die jaar van haar graad 1, hy graad 1 jaar, ja, hy het 'n bietjie rof begin en het sy 'n groot asma aanval gehad en moes sy gehospitaliseer word. Maar nou as gevolg van die medikasies het Caitlin ongelukkig deur 'n dip gegaan waar sy baie gewig opgetel. En ongelukkig is kinders vandag baie lelik daarmee en was sy baie geboelie. Ons het net op 'n call het ons besef dat ons het hulp nodig met Caitlin en toe sy nou vir ons sê dis wil op hierdie paadjie gaan. Dis sê maar goed, ons weet nie hoe die goed bymekaar uitkom nie. Toe ons 'n mamma ontmoet wie se dogter ontsettend goed doen met pageants en goed. En hulle het toe begin gesels en van daar af soos hulle sê toe het geskiedenis toe hardloop mamma met die hele ding. Die mamma wat ons toen ontmoet het was Jeanette Borghese. En toe het ek vir Jeanette gevra, na wie toe kan ek gaan? En sy het ons toe nou verwys na juffrou Dorette toe. En juffrou Dorette she was an angel sent to us. Ek was in graad 10 en daar iets baie traumaties gebeur in my lewe en ek het die dag gesit en ek het net so ervaring gekry kontak hierdie vrou. En ek het haar gekontak en ek het 2 kursusse per jaar gedoen by haar. So ek het na ek klaar gemaak het met skool, het ek moral management and teaching ook deur haar gedoen. Maar ek het elke keer as lewe jou slaan. Want as jy eers deur 'n traumatiese ervaring gegaan het, dan is alle ander dinge vir jou erg. Wat noodwendig nie vir jou erg sou wees, is dan vir jou baie erg. En elke keer as ek 'n teleurstelling beleef het, dan het ek 'n pageant gedoen. So dit was my go-to. Dit was my redding en vandag sien ek dit in my studente. Dit was 'n harde tyd vir my en ek het nie confidence gevoel as wat ek vandag voel nie. Ek was baie skaam om voor mense te wees. Ek wou nie kos eet voor mense nie. Ek wil eers klere koop nie. Want ek is bang mense sal judge en in my kop het ek altyd gedink mense weet wat my lewe aangaan. So ek was baie skaam, maar toe ek juffrou Dorette ontmoet, was dit 'n heel ander storie. Ek is meer confident. Ek is so nou en dan bietjie skaam voor mense, maar my confidence het gebou as
ek agter my ma kruip, ek staan nou en ek gerood. So ja. Ek sal nooit die eerste keer vergeet toe Garvey Stage gesien het nie. Ek moes vra as dit my dogter. She just blew my mind. Daar's nie 'n ander manier om dit te sê nie. En ek het net daardie geweet, maar dit is die ding wat haar lewe besig is om te verander. En dan my journey, my eie journey met die model. Weet, ek was altyd die tawwe een in die huis. Tomboy, 'n T-shirt en shorts, dis hoe jy my gekry het. Jy my nooit in hierdie mooi hare gesien in my kamp. En ja, en ek dink ek nou later toe ek met Dendy getrou het ek al hoe meer bietjie meer vroulik aangetrek en gesê maar ek is mooi. Ek is nog mooi lyk soos 'n vrou, kan ook rokke. Maar haar was altyd kort, ek het nooit sulke lang hare gehad nie. So hy het ook hy het my laat voel soos Miss World soos hy altyd gesê het. You know, en toe het ek nou vir Caitlin en sy toe nou was Lasha, toe sê sy vir my, doen 1 pageant saam met my. En toe sê ek vir okay, ek sal, want ek dink sy was deur 'n dip, was sy nie geweet of sy wil aangaan nie. Toe sê ek vir okay, ek sal saam met haar doen. En toe doen ek musiek ook. En ek het 3de plek gekry. Ja, en ek het dit actually geniet en ek het toe nou gesien, but you are gorgeous, jy is ook mooi. En ek dink dit is wat die pageant vir ons familie gewys het, is dat pageants is nie daar wie die mooiste rok of wie is die meeste geld ingesamel nie. Maar net om myself lief te hê ook in die proses was vir my belangrik en dis wat die pageant was vir my. Ek ken Dorette al jare van in Appington. Ek sien haar en ken haar en toe hoor ek sy het 'n modelskool. Toe is dit daai eerste kompetisie van Melina was 4 jaar oud by die skou. Toe was nog nie deel van Dorette se skool nie. Maar ek dink Dorette was die host, as ek moet reg onthou, van sy het dit aangebied. En van daar af toe praat Dorette met my, sê sy sien potensiaal in Melina. Is dit iets wat ons sal wil doen en kyk ons na dit en ons het met Melina gepraat en sy het vir 'n paar sessies by Dorette gegaan en van daar af toe sê sy ja nee mami, dit is wat ek wil doen. Melina ken ek van 'n klein ou dogtertjie af. Ja, Melina het haar verhaal baie seer. Melina glimlag. Melina het nie geglimlag nie. Haar oogies was baie diep. En as jy nou na Melina kyk, sy lag deur haar oë. Ja, Angelo is Melina se boetie, was my oudste seun. Hy was 15 toe hy siek geraak het en toe word hy gediagnoseer met osteosarkoma, dis beenkanker. Ja, ek was vir 18 maande saam met hom in Pretoria, waar hy behandeling gedoen het. Toe moes ek vir Melina alleen agterlos met my man en my ma. En ja, toe hy nou oorlede is, hy was 18 maande gewees geplan, toe hy oorlede is, toe het Melina gebreek, het ons almal gebreek, maar veral vir haar, want sy is nou alleen, sy het nie meer 'n boetie nie, en hulle was baie close gewees. Model, dit is soos, dit help my baie, ek het nie regtig te sê nie, maar soos, as ek ooit hartseer voel en sulke goed en ek gaan modelklas toe dan voel ek al daai worries gaan net uit en ek dink oor niks. Sy geniet dit wat sy doen, dit maak haar nog 'n mooie persoon as wat sy is uiterlik mooi, maar sy is binne nog mooier, 'n pragtige kind en dit straal uit haar, sy het 'n goeie hartjie en sy doen dit met liefde. My Carly kat is al 13 jaar basies deel van ons lewe. Môre blomme, is lekker geslaap? Môre mamma. Lekker geslaap. Mooi gedroom. Okay. Kyk, Carly se ma is was in matriek. Toe raak sy swanger.
En sy is my niggie. En toe sy nou 'n matriek is, toe staan nou dinge nou nie baie lekker en goed nie. Toe sê ek vir haar, sy moet nou maar na ons toe kom, weet by ons kom bly. En sy het so by ons gebly en toe is Karlietjie gebore. Dit was 'n Vrydagmiddag kwart oor 3. Jou oogies blink, dan was jy opgewonde. Ag, ek is bly my skat. Ja, sy was vir 2 jaar het sy by ons gebly, waar haar ma gewerk het in Katoo. Haar mamma het so elke 2 weke, 1 keer 'n maand kom kuier. En nou ja, toe sy en haar pa nou weer dinge reggemaak en hulle is getroud. En daarna het hulle hulle seker 4 jaar, 5 jaar in die Kaap gebly. Toe is hulle Mosambiek toe en daar dinge verkeerd gehardloop. En sy bly nou amper 3 jaar by ons. Dis my ou Karlietjie se verhaal. Eintlik 'n hartseer verhaal, maar hy het goed uitgespeel, kan ek amper sê. Nou sê waar sy moet wees. Dis haar happy home. Ek stres net, want daar's net nog 4 dae oor voor die pageant. Ja, 4 dae is 1, 2, 3, 4 is dit verby. Dan moet jy hulle regmaak. Jy gaan so pragtig lyk. Dankie, mamma. Ek is baie trots op jou. Baie. Karlietjie, toe sy hier gekom het, was sy baie teruggetrokke en huilerig. Weet, mens kan sien, sy was ongelukkig. En toe het my meisiekind vir my gesê, Estella, sy sê my ma skryf vir haar in by Tannie Dorette. So het ons haar ingeskrywe, want dit was nie 'n maand nie. Kon jy die verskil regtig sien in daai kind. Karlie het 2 jaar terug by my beland en Karlie floreer. En sy ontvang baie liefde waar sy is, maar ja, sy het nie aangekom met die mentaliteit van dis nou maar so. Sy het so maar selfvertroue het opgevlam. Haar hele houding. Kyk, sy is soos 'n blom wat verlep was, wat nou ontpop het in een van hierdie prachtstukke. Sy is, sy is raak eintlik hartseer. Wat ons vandag gedoen het, is ons het die studente na die venue toe gebring waar die funksie is, sodat hulle gewoond kan raak aan die opset, as ook die verhoog waarop hulle gaan staan. Die studente is nie gewoond aan hierdie venue nie, so dit is hoekom ons graag wil hulle moet kom oefen, sodat hulle op hulle gemaklikste kan wees Vrydag aand. Baie mooi. Hulle almal lyk baie goed, wat ek wel agtergekom het is senuwees, so hulle doen hulle goedjies te vinnig. En dan het elkeen van hulle 'n manier om hulle self kalm te kry, soos lippies lek of afkyk. So ons het nou mooi gekyk wie doen wat, so dan kan ons vir hulle sê, onthou nou. Maar die oomblik wat hulle op hulle senuwees is, stap hulle hopeloos te vinnig. Alles was nou perfek. Ek wonder net, gaan dit net vir jou makliker wees as jy begin? Eers af, en dan jy 'n langer stukkie om daai draai ding te doen. Okay. Gaan ons hom gou vinnig doen so. Ek is baie rustig, maar ek doen dit nou al vir jare, so ek is altyd baie rustig. Maar ja, daar is nog baie werk in die 2 dae. Maar vat hom soos hy kom. Ek het omtrent 3 vriendinne in my ouderdomsgroep, maar ek is maar redelik vriende met almal in my ouderdomsgroep. Sien julle uit na Vrydag? Ja. Verskriklik baie, maar ek stres ook baie. Ja, ek wonder baie mense gaan daar wees actually. Nee, maar dis seker net almal se ma's en pa's en die extras. Extra mense. Ek stres nie regtig nie, maar soos as ek soos op stage kom, dan sê ek van Jy sien al die mense wat vir jou kyk. Ja, ons in Tannie Dorette het ons gesê die liggaam is nou daar wees, ons kan nie regtig hulle sien nie.
sy het laas keer ook gesê en ek het soos almal in die oë gekyk. Ek sien baie uit. Dit is net 'n bietjie stresvol. Bietjie baie stresvol, maar dis baie lekker na die tyd. Ja. Nadat jy gestap het, Dan is dit lekker. dan voel jy soos jy wil weer gaan. Dan wil jy dan wil jy. Nee, jong. Ja, dis baie lekker. Dit is. Goed self. Goed. Sit maar Sissa. Sy het al 2 rokkies. Haar skoentjies is reg. Sy moet nou Vrydag 1:00 moet sy gaan vir haar gremering en dan 1:30 gaan sy vir haar hare en ek vir my hare. En dan is ons Rafa ready vir die storie. Hoe lyk jou rok? Wat se kleur is dit? My pageant rokkie is 'n heeltemal wit rok met 'n korsetlysie voor en dan Genigtig. mamma wil altyd hê dat ek vir een of ander rede rooi rokke of blou rokke wil dra. Maar ek hou nie van blou op my nie, so ek dra meestal pink of wit. En ons stem meestal altyd saam met die nails en die make-up, maar ook nooit met skoene nie. Want mamma wil altyd hê ek moet sulke snaakse bondskoene dra. Jy gaan soos 'n prinses voel, né? Natuurlik dan nie. Maar ons stem nogal eintlik. Oor die algemeen, kon sê 40% stem ons saam. 30%. 30% stem ons saam met mekaar. Is regtig, julle so mooi gemeer is en haartjies gedoen is. Hulle lyk pragtig. Ja, En elkeen so uniek op sy manier. dis waar, ja. Die rok het ek gekies want ek het gesien dis soos my ma se trouklere en ek het net verlief op dit geraak. Hierdie week voor die kompetisie moet ek my dress rehearsal doen en ek gaan nog baie oefen by die huis as ek die kans as ek soos klasdate het by Tannie Dorothy. Ek baie mooi. Dankie. Pieker en Klem is my grootste ondersteuners en hulle as ek ooit hartseer voel en sulke voet, dan is hulle soos 'n shoulder I can cry on. Ja, okay. Oh, I like that. Nee. En dan klaar. Hallo Willem. Goeiemiddag. Kan asseblief 3 temp en bowling kaartjies kry? Geen probleem. Dankie Willem. Dankie Willem. Hi, ek is Claire Fox en ek is Melina se beste vriend. Hi, ek is Mika Strauss. Ek is Melina se beste vriend en ek's 13 jaar oud. Haar hart is baie oulik. Sy luister altyd wanneer mense praat en alles en sy's 'n shoulder to cry on en sy gee raad en ja, sy's baie liefdevol en alles. Sy is wonderlik. Sy het selfvertroue. Sy is majestic. En sy is nie lelikie. Sy het die basies 'n lelike kant hier. En sy's net 'n wonderlike vriend. Jessie Klip. Ek het my gesin ons trek Mpumalanga toe Bethel en ek is baie hartseer oor want nou moet ek my skool los en my maatjies en my familie wat hier bly. Van harte is Melina, nuwe skool, nuwe maatjies uit hierdie jaar baie goeie maatjies gemaak.
So dit gaan moeilik wees vir haar. Sy is daar ingeskryf vir die skool. Maar ons gaan sien, ons kyk hoe dit gaan. Ek het al aande gehuil, want ek is bang. En ek weet nie eens in die trekkie. Sy gaan na 'n nuwe plek toe, 'n nuwe skool wat sy nie actually ken nie. En ons wil net sy gaan veilig bly, sy en haar ouers. En dan gaan net goeie goed kom langs die pad en sy geniet dit en dit bring haar iewers ver en dat sy nooit vir ons vergeet nie, want ons gaan nooit vir haar vergeet nie. Cheers vir die game. Ons het al die hele week gepak om seker te maak ek het niks gemis nie. So dit vat omtrent 'n week om alles te pak, om seker te maak alles is reg en dan vat dit ons het 3 naweke al in 'n ry Appington toe gekom, dis so 220 kilos om alles te kon kry wat nodig is. Seker te maak skoene pas en ja, haar goedjies is reg en Sanet het ook rondgery en ook self nog goedjies bygekry wat nodig was. Gesit. Anja? Ek is Sanet Yaats. Ek is 'n voorkomskonsultant. Ek woon in Kuilmoes. Ek werk in Appington. Okay. So ons begin môre 6:30. Ja, ons moet die show begin. Soos almal moet sit teen 6:30. So ek dink dit sal goed wees as ons 6:00 daar is. Dit vir ons bietjie briefenspuit want ons was nog nie by die venue nie. So ons het net na my juffrou en mevrou Noordkaap het ons besluit dat ek die voorkomskonsultant vir hulle gaan wees wat ons nie voorheen was nie. So ons het glad nie daai paadjie geloop nie. Hulle het alles op hulle eie gedoen. So ons gaan 'n paar opsies hê. Ons gaan dit wat jy reeds van weet en dan gaan daar nog so 2 opsies by wees by jou commercial outfit en dan ons het vasgemaak op jou aantrek. Ons het begin beplan aan hulle klere wat hulle gaan aantrek en dis nou al so 'n maand terug het ons al begin. Dan met haar hare, kyk ons gaan bietjie jy gaan gewoonlik met 'n regheid. Want dit is al wat haar ma kan doen. Ja. So ons gaan bietjie met krulle gaan. Die feit dat hulle in Pofadder is en ek in Kuilmoes is, dis so 200 kilos uitmekaar uit. So ons moes maar video call en het ons dit wat ons nodig het en gisteraand het sy nog seker gemaak of sy alles gepak het vir vandag se Appington tripie. Kyk Clint. Alles is reg. Are you excited? Ja. Is jy opgewonde? Gaan lekker. Ek hierdie keer is ek baie bly want dis nie net mamma nie. Ons is besig om die saal reg te kry, die geskenkies uit te pak, te sorg dat alles reg gaan sodat die program maklik vloei. Dit kan nie de mekaar wees nie, want dit moet vinnig gebeur anders raak die aand baie lank. Ek is baie ingestel op vinnig, want anders raak die ouers moeg. Ons het al by kompetisies gekom wat jy in die oggend tot 2 uur daar moet sit en dit is dan nie lekker nie. So ons probeer binne 3 ure alles afhandel. So die laaste goedjies wat ons nog aan die saal moet doen is die kroon en die sashes regsit en ons geskenkies regsit in mooi in volgorde en dan is ons werk nou klaar. Dan moet ons nou net vanaand opdaag. En dan gaan die persone wat dan na die saal vir ons regmaak, die saal mooi maak en dan ja, dan is ons klaar. Die dag wat actually rustig begin, kinders was in die water. Ons het lekker ontbyt geëet en toe het ek hulle gedwing om 'n bietjie te lê vir 10 minute. Tot Sanet gekom het en ons het begin rondspeel met die klere, om seker te maak alles pas nog. Wat gaan ons aantrek? So ons het jou 2 opsies gegee
Jou pink pakkie of jou blou pakkie? Ek gaan sê pink want dit is koeler en gemakliker. Voel jy pink vandag? Ja. Okay. En toe kom ek gou dorp toe. Toe moes ek gou hardloop om seker te maak snack te kry vir hulle vir die aand en toe kom die oproep. Sussie wil vir jou iets sê hoor. Okay, net nie. Ek het per ongeluk die skoene in Pofadder vergeet. En dit is waar ek sou nie sê die wil kom nie, maar die nerves het toe nou geklim. Ek gaan gou 'n plannetjie maak en dan gaan ek bring en dan gaan jy gou aanpas en dan kyk ons wat kan ons maak. Okay. Okay. So toe moes ek nou maar gaan kyk wat kan ek gou aan die dorp kry. Ja, en in haar size en dit was nou net Black Friday, so alles is uitverkoop. So hoe toe sê dis skoon vergeet. Okay, ons moet gou hierdie aanpas en dan moet ons net kyk wat se nommer jou pas. Okay, so ek het 'n 4 en 'n 5. Maar okay, ons het daarom iets gekry en dit sou net sê sy kan dit laat werk met die rok so. Ons kan met dit werk. Ek is baie. Ek dink ek sou so vriendelik gewees het vandag. As sy net nie was nie. Maar dan moes ek skoene gekry het, hare gedoen het en dan was ek geïrriteerd. Ek was al gestres. Nee, dit sou dan sou julle 'n ander Shanae ontmoet het, nie die een wat julle vandag het. Dankie Shanae. You guys are welcome. Toe ek hier aankom, Tannie Jolien toe, ek het al voor die tyd het ek al baie soos op Pinterest gaan kyk wat se haarstyle en toe sien ek hierdie vleksel met hierdie krulletjies en ja, dit was baie mooi. Ek dink dit sal by albei style pas want soos die vleksel, dat dink my soos on casual en dan soos die pageant soos die krulle. Oh, dis baie mooi. Ek ken die whisky. My naam is Rita Leroux, ek bly in Appington en my besigheid se naam is The Cutting Edge. Ja. So jy gaan vanaand daai kroon vat. Dit was nou Ek soek 'n foto, né? Darlietjie was altyd hierdie stil dogtertjie wat hier ingekom het. Jy kon sien sy was maar met tye 'n bietjie onseker van haarself gewees. Maar nadat sy begin het met hierdie modelwerk, ek dink dis die beste ding wat sy kon begin doen het, want dit het vir haar die wêreld se selfvertroue gegee en sy het nou ontaard in hierdie ongelooflike jong dame wat gesels en lag en ja, nee, so dit doen haar definitief baie goed. Groot verskil. Hallo, ja, maar jy lyk mooi. Pragtig, draai om. Ja, kan dit lyk pragtig. Wow, ons prinses. Kyk mooi. Ek dink ek as mamma is vandag baie rustig, want ek kan nie saam met hulle loop nie. So dis rustig. En Boeta is lekker in 'n lekker mood. Ek dink die swem met hom baie gehelp. So hy het nou gegaan om reg te maak en bietjie nou hy het nog 'n uur wat hy kan lê en bietjie rus. So hy gaan 'n goeie aand hê. So hy's gaan uitgerus wees. En Caitlin het ook daarom gerus en ek sien sy is daarom all smiles en sy's happy met haar klere, want vir een stry ons nie oor die hare of die rok of iets nie. So sy Tannie Sadet was sy was 'n engel. Is jy vrede met hulle? Of course, yes. Of course, I don't have a choice. Nee, het 'n choice, dit is altyd wat jy wou hê, nee. Ja. Is dit dan maak kon dit nooit doen nie. Okay, dis hoekom sy 'n tannie. Ja. Pageant mense, as pageants in jou bloed is, dis 'n verskriklike gogga wat jou byt. Jy hou nie op nie. Jy sal ook sien by jy maak vriende
baie vriende, jou networking groei verskriklik. So ja, ek weet nie 100% wat dit anders maak as ander sporte nie, maar al wat ek kan sê is daai goggetjie jou gebyt het. Hy los nie vir jou nie, want dis heerlik. Is julle reg daar agter? Ons het gesê die grootes moet eerste stap, dis die kleintjies kwaad, dis julle, hulle gaan eerste. So, Carla, is jy reg? Daar's twee verskillende style by Chic. Daar's jou commercial modeling en dan is daar die pageant gedeelte. So baie kinders is sterker in modeling en ander is sterker met die pageants. By die commercial modeling, jy moet ernstig wees, jy moet die produk verkoop, jy moet bietjie minder tegnieke doen. Pageant, jy moet jouself verkoop. Ek sê altyd klink verskriklik, maar jy moet jouself verkoop. So ja, dan kry jy weer punte vir gesigsuitdrukkings, tegnieke, hou jy die gehoor se aandag en so aan. En dan ja, dan die pre-judging punte word opgetel by die aand se punte en dan kry hulle so hulle wenner. Dan gaan ons oor na die pre-teen, 10 tot 13 jaar. Eerste, Melina Pereira. My hoop vir Melina in die pageant wêreld is om altyd haarself te wees. Sy het 'n klein hartjie, sy het 'n baie mooi hart. Sy is 'n mooi kind. En my hoop is dat sy eendag ver kan gaan in die pageant wêreld, net waar jy weet dit waar dit haar gaan vat. My naam is Nisali Gomez en ek is Melina se niggie. Melina was baie confident, baie trots op haar. Sy het uitgehaal en wys vanaand en ja, sy het haarself mooi voorgedra. Die judges het impressed gelyk. Volgende het ons nog 'n haan, Henry Christians. Hy het baie mooi gedoen. Hy het 'n bietjie moes gegee, maar hy het fantasties gedoen. Papa's mos altyd baie praat. Hy sit soos 'n breë wors mekaar. So hy's baie happy. Caitlin Christians. Caitlin of course het geshine like ever. Die look was nice. Ek is tevrede met Caitlin se look. Dit is age appropriate geweest vir my, maar sy het baie mooi gelyk. En jy kan sien sy het selfvertroue gehad. Sy het haar outfit baie geniet. Volgende, Carly de Wet. Dit is te pragtig. Wie jou hart bond so binne in jou van trots. Sy moes hy selfvertroue in goed wat sy het en hy draai is my te dierbaar. Oh, mama. Mense is maar as jy die eerste keer oploop, is jy maar verskriklik senuweeagtig, want jy weet nie wat om te verwag nie en alle oë is op jou, so as jy iets fout doen, dan voel jy asof die mense gaan weet maar hulle doen nie. Die eerste tree voel ek gaan die ding wen. Ek gaan almal surprise weer. What's wrong? Kom jy was kry nie. Dit sou fyn wees. Jy lyk die mooiste van almal. Ek dink Melina het angs gekry oor daar so baie mense rondom haar is en sy voel net bedruk en dis 'n stresvolle event.
Jy gaan uitstap. Kyk. Melina is 'n groot deel van ons lewe en dat sy weggaan is hard op ons almal. Sy sal fyn wees. Eerlikwaar, ek wil hê hulle moet lief wees vir hulle self. Want if you have confidence in yourself, then people's words doesn't bother you. Dan gaan jy jouself kan wees in elke vertrek wat jy instap. You know, en dit is wat ek vir my dogtertjie wil hê. Ek wil hê sy moet happy wees. En dan gaan sy, as jy happy is in yourself, dan dis hoe jy die lewe gaan aanpak. Jy gaan nie die negatief wil sien nie. Jy gaan sê, okay, this is bad, okay, but kom ons kyk na die silwer randjie. Kom ons kyk na dit wat goed is. Sy het die afdeling gewen. Ons is super trots op haar. Ek is trots op myself. Ek dink ons het alle emosies, ons het daar gesit en wag, hy vasgehou. Ons is super trots op hulle. My kinders is my lewe. Dit is my familie is my lewe, my man, my kinders. Ja, en die pageant wêreld het ook vir ons nogal deure oopgemaak en mense op ons pad gebring wat ons glad nie geken het, die wat ons baie ondersteun het in dit wat ons deur is. Appington se gemeenskap het ons baie ondersteun. Vanaand het ek preteen Miss Chic gewen en ek is die preteen Miss Chic overall wenner. Ons het dit verwag het elke keer. sy het dit net. Ag, trane loop. En dan bedaar jy eers, maar jy voel maar kyk, kyk daai blom van my. Ek het tweede proses gewen in my ouderdomsgroep. Baie trots, baie gelukkig. Kan nie glo nie. Hoe sy was en nou. Ek kan nie glo daai stukkie dingetjie. Wat is sy nou nie? Sy het so ontplof.